Goeiemiddag, dis 1400 SA tyd op hierdie 18de Maart, wanneer ek hierdie berig doen. En ek is Morney Botha, die Koepel TV korrespondent hier uit Amerika uit. En ons gaan praat oor die vandagse weergawe van die stand in die Iran-oorlog. Gisterand is nog 'n leier van Iran uitgehaal. Hulle intelligence minister, Ismail Khatib. Hy is uitgehaal met 'n stryk van Israel af en dis net nog steeds besig om elke dag te soek na die topleiers van Iran en hulle een vir een te eliminate. Soos ek voorheen gesê het, is nie 'n baie goeie job om te hê om in die regering van Iran te wees op hierdie oomblik nie. Intussen gaan Amerika en Israel voort met strikes op die besiege-magte in die omgewing van Teheran, om seker te maak dat die magte wat die populasie so onderdruk, self onderdruk is en uitgehaal word. Gister het die Amerikaanse regering begin, of die Amerikaanse weermag begin om 5000 pond bunkerbusters te gebruik op teikens wat nou in die omgewing van die Hormuz-stryd is. So, daar is nog plekke daar wat van ondergrondse bankers af, drones en missiele in jou area skiet, en hulle word nou uitgehaal met 5000 pond bunkerbusters, sodra hulle optel waar die plekke is. En daar is nog baie plekke van daai wat onder die grond weggesteek is, wat hulle besig is om op te spoor en uithaal. Israel steeds met aanvalle in Lebanon besig op Hezbollah. Hulle het gisteraan weer strikes gedoen daar, op teikens in suide van Lebanon. En dan is daar ook baie informasie wat uitgekom het van die intelligence op die grond in Iran, in terme van Amerikaanse en Israeliese intelligence magte wat op die grond is in Iran. Dis waar hulle informasie kry, veral om hierdie leiers van Iran op te spoor en hulle dan moet strikes uithaal. Iran het 'n suksesvol aanval weer gehad gisterand op Tel Aviv, op die een gedeelte van Tel Aviv. Een van hulle missiele was het reg deur die verdediging gekom, maar dit was ongelukkig met een van die clustermissiele met die clusterbomme in. En hulle skiet mos hierdie goed nou in siviele populasies in, die clusterbomme, en met die een strike is daar gisterand 2 mense dood op daai clusterstrike. Die ander ding wat mense moet dophou, wat 'n impak het, is China. So China se poging vir wêrelddominance is besig om bietjie op te vou nou, dat hulle olie supply van Venezuela afgesny is, en ook hulle olie supply nou van Iran afgesny word, want die meeste van hulle inkomste wat hulle kry, kom uit daai olie van daai 2 plekke uit, vir China, vir die olie wat hulle gebruik en vir hulle energie, en ook goed wat hulle maak om geld mee te maak. So, dit is 'n probleem vir China op die oomblik, dat daai 2 plekke se olieverskaffing aan hulle afgesny word. Nou is die vraag daar, gaan dit hulle dryf om 'n oorlog teen Amerika te probeer voer? En die antwoord is eintlik eenvoudig nee. China kan nie bekostig om in 'n oorlog met Amerika betrokke te raak. Die eerste plek is te ver van hulle af. Hulle kan nie oor die see 'n fight maak in Amerika en suksesvol wees nie, hulle gaan dit net nie maak nie. En die tweede plek, Amerika skuld hulle te veel geld. So, jy is die bankbestuurder, is moeilik om jou kliënte wat jou geld skuld te gaan uithaal. Is nie 'n goeie besigheids principle om die ouens so geldskuld te probeer aanval en uithaal en dan weier om verder te betaal nie, want dis wat sal gebeur. So China kan nie bekostig om 'n skoot in Amerika se rigting te stuur nie, want hulle is besigheidsmense, hulle is nie oorlogmakers nie. Hulle het oorlog gemaak honderde jare terug, maar hulle is nie meer nie. Jy kan sien, besigheidsmense. So hulle sal probeer beding allerlei ander maniere om teen Amerika te kom, of dan saam Amerika te werk om hulle self ook sterk te maak. So dis dan ons berig vir vandag. As ek meer inligting kry vandag, gaan ek nog een later doen. Ek is Morney Botha, die korrespondent vir Koepel TV, regstreeks hier uit Amerika uit. Geniet die dag.